Ek wil hierdie week regtig probeer om vir jou te help omtrent hierdie issue rondom vloeke. Nou verlede week het ek 'n bietjie gepraat daaroor en vandat ons nou begin met hierdie video wil ek hê jy moet verstaan daar is vir jou geen vervloeking meer nie. Johannes sê dit baie duidelik. Daar is wel mense wat nog onder vloeke leef. Nou hoe werk dit? Nou ek wil begin deur sommer net 'n voorbeeld te noem aan jou. Sê maar jy en 'n persoon is in gesprek. En julle kom nie oor een in hierdie gesprek nie en dit raak warm en die persoon besluit hy is keelvol vir jou en hy vertel jou 'n paar goed. Hy sê vir jou byvoorbeeld, man, jy's onsuksesvol en jy sal onsuksesvol en alles bly, wat jy ook al aanpak sal 'n mislukking wees, jy sal op sy paadjie eindig. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê, jy is 'n mislukking in hierdie lewe. En hy draai om en hy loop weg en jy wil nog iets sê, maar hy is klaar weg en whatever. Jy gaan aan met jou lewe. Hier is 'n voorbeeld. 6 maande later kom jou maatskappy vir wie jy werk en hulle besluit hulle moet mense verminder, personeel verminder, jy's een van die wat jou werk verloor. En dis vir jou 'n verskriklike slag en jy begin dink oor hierdie ding. 3 maande later verloor jy jou voertuig want jy kon nie die paaiemente byhou nie, nog nie werk gekry nie, verstaan nie wat aangaan in jou lewe nie en skielik onthou jy van wat hierdie persoon daai dag oor jou gesê het en jy begin dit bedink. En jy dink al meer, is al waaraan jy kan dink want jy's in 'n penarie volgens jou. En jy besef maar daai was 'n vloek wat daai persoon oor my uitgespreek het en daai vloek werk in my lewe. Kyk hoe lyk my lewe. Ek het my werk verloor, ek het nie inkomste, my voertuig verloor. Een van die dae is ek op die sypaadjie. Dis wat daai man gesê het, dis waarna toe dit my lewe op pad is. Nou sien ek was 25 jaar plus min of meer in daai tyd was ek ook onder dieselfde situasie. Ek het mense ook gekry om vir my te bid omtrent die vloeke in my lewe. Ek het totaliteit in gehoorsaamheid aan God geleef, ons het 'n lewe geleef van hoor en doen. Want ek het geglo ek word geseën deur my gehoorsaamheid. As jy gehoorsaam sal jy geseën word. Maar die seëning het nie gekom nie, finansiëel nie. Ek het net swaarder en swaarder gekry en mense het gesê daar moet 'n vloek wees en mense het saam my gebid oor hierdie vloeke en dit afgebreek. En het my lewe verander? Nee, dit het nie. My lewe het oor 'n tydperk, oor 'n proses in my lewe het ek deurgegaan het tot nou toe, 'n proses van my vernuwing van my denke het my lewe totaal verander. En het ek 'n baie goeie lewe vandag. Dit was toe nooit 'n vloek nie. Maar as party mense vir wie hierdie vloek nog 'n realiteit is, want dit wat daai persoon gesê het, dit gebeur dan in my lewe. Nou ek wil jou help, deur vir jou te verduidelik hoe werk die mens, wat gebeur. Sien, jy begin dink daaroor. En jou gedagtes het vol geword van hierdie vloek en dit wat in jou lewe gebeur, en jy het dit begin sê. En jy sal nooit uit daai ding uitkom nie. Daai vloek sal die res van jou lewe in jou lewe bly, die sogenaamde vloek, omdat jy waarde daaraan heg, omdat jy dit bedink, omdat jy dit sê. Daai vloek het geen krag nie. Daar bestaan vir jou geen vervloeking nie. Jesus de vloek geword, met elke vloek gedeel. Nou kom ons kyk wat sê die skrifte rondom dit. Voor ek daarby uitkom, wil ek jy moet gou hier aandink. Die Israeliete kom uit Egipte uit, vry, hulle sien wonderwerke, hulle kom gou by die beloofde land uit, hulle sê, daai is 14 dae, se stap, dan is jy by die beloofde land, stuur verspieders uit, en die ouens kom terug, 10 slegte verslae, 2 goeie verslae, en wat glo die mense? Hulle glo die leuen, maar ons is so springkane in die oë van die reuse, en as gevolg van die leuen, dwaal in die wildernis rond vir 40 jaar en sterf uit, daai geslag. Hulle het 'n leuen geglo, daai persepsie aangeneem van wie hulle geglo het hulle is, ons is so springkane. Dus dis presies wat gebeur met 'n vloek. Daai ding sal by jou lewe bly, solank jy dit sê, solank jy dit bedink, solank jy dit glo. Jy moet onthou dat jy die profeet van jou eie lewe is. Geloof kom deur die gehoor, so jy bedink hierdie vloek, jy bedink wat oor jou gesê is, jy aanvaar dit in jou denke, jy praat dit, jy hoor dit, geloof kom deur die gehoor, jy praat dit manifesteer in jou lewe en jy sal daarin bly solank jy dit sê, solank jy dit dink, solank jy dit glo. Kom ek sê vir jou wat sê die skrif rondom dit, om jou te bemoedig en jou te help.
Spreuke 23:7, nou dis die slim man wat hier praat, die man wat geseën is met wysheid, hy sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Spreuke 23:7. As jy in jou siel bereken, jy gaan op die sypaadjie sit, as jy in jou siel bereken, jy bedink dit, maar dis wat met my besig met my te gebeur, ek is om alles te verloor, ek is onsuksesvol, dan is jy so. Nou kom jy by Spreuke 4:23, nou sê dieselfde slim man, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Jou hart is jou intellek, jou denkpatroon, jou redenasie. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Waaruit? Uit jou denke. Soos jy in jou siel bereken, so is jy. Die slim man sê dit. Salomo sê dit. Dan gaan hy verder, want hy weet, as die hart van vol is, van 'n situasie en 'n ding wat jy bedink, dan loop dit by die mond uit, dan begin jy dit sê, dan begin jy dit verklaar oor jouself. Nou gaan hy verder, die volgende vers, Spreuke 4:24 sê, verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. So wat sê hy? Hy sê, bewaak jou, want as jy nie jou denkpatroon bewaar nie, en jy bedink die leuen, dan kom daai valsheid van die leuen by jou lippe uit. Kom by jou mond uit. So dink anders. Nou gaan Jakobus verder. Jakobus 3:6 sê die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand. Nou die skrif is als in lyn. So wat gebeur? Jy bedink dit, jy sê dit, jy glo dit as gevolg van dit wat jy sê, dit gebeur in jou lewe en daai vloek is 'n realiteit vir jou. Daai vloek bestaan nie. Daar is vir jou geen vervloeking nie. Dit gaan oor wat jy sê en wat jy glo en wat jy hoor en wat jy bedink. So begin anders dink. Daarom sê hy, ons moet dink aan wat daar bo is. As jy begin dink, jy is soos Christus. As jy begin dink, jy is geseënd. As jy begin dink, jy het saam met Christus geërf. As jy begin dink, die boodskap wat God vir jou het, is om aan jou goed te doen. Sy gedagte aangaande jou, is om aan jou goed te doen. Dan neem dit impak in jou lewe en jou lewe begin verander. Dit steek jou lewensloop aan die brand. So al om vry te kom van hierdie sogenaamde vloek, is deur jou denkpatroon te verander. Bring dit in lyn met Christus, want soos Christus is, so is jy. Soos Christus is, so is jy. Dink anders, en hierdie leuns val van jou af. Dit het geen effek in jou en my lewe nie. Jy en ek is vry van die vloek.